Goeiemôre almal. Dit is vandag Vrydag 27 Maart. En hierdie Sondag wat kom, is dit Palmsondag, waar Jesus Jerusalem binnekom, soos lank reeds voorspel en lank reeds verwag. Ek het hierdie week met julle tekste gedeel van wat Jesus sy volgelinge en die disippels geleer het voor hy Jerusalem ingaan op 'n donkie en waar die mense hom lof toe gesing het. Vanoggend wil ek vir julle 'n teks lees, Matteus 20, vers 20 tot 28. Toe kom die vrou van Zebedeus met haar 2 seuns by Jesus en kniel voor hom om 'n guns te vra. "Wat kan ek vir u doen?" vra hy vir haar. Sy sê vir hom, "Beloof my dat hierdie 2 seuns van my in u koninkryk langs u mag sit, een aan die regterhand en die ander een aan u linkerhand." Toe antwoord Jesus, "Julle weet nie wat julle vra nie. Kan julle die lydensbeker drink wat ek gaan drink?" "Ons kan," antwoord hulle. Jesus sê toe vir hulle, "Ja, my beker sal julle drink, maar om aan my regter en my linkerhand te sit, daaroor besluit ek nie. Dit is vir die vir wie my Vader dit gereed gemaak het." Toe die 10 ander disippels het hoor, was hulle kwaad vir die 2 broers. Jesus roep hulle toe nader en sê, "Julle weet dat dit by die nasies so is, dat die regerders oor hulle baas speel, en dat die groot manne die mag oor hulle misbruik. Maar by julle moet dit nie so wees nie. Elkeen wat in julle kring groot wil word, moet julle dienaar wees. En elkeen wat onder julle die eerste wil wees, moet julle slaaf wees. So is dit ook met die Seun van die mens. Hy het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense." Kort voor Jesus Jerusalem binnegaan, gebeur iets baie betekenisvol. Die ma van Jakobus en Johannes kom vra dat haar seuns ereplekke in Jesus se koninkryk moet hê. En sy dink in terme van eer en status en mag om langs die koning te sit. En is eintlik opvallend, want hier is nie net haar misverstand nie. Dit wys iets van al die disippels en mense om Jesus se verwagtinge. Hulle volg Jesus, maar hulle verstaan hom nog verkeerd. Hulle dink hy is op pad na 'n troon, om hulle te red van die Romeinse heersers en hulle te oorwin, koning te word en so die mense vry te maak. En dit is juis hier waar Jesus hulle dan antwoord. Julle weet dat die heersers van die nasies oor hulle baas speel. Maar by julle moet dit nie so wees nie. Jesus openbaar eintlik hier al aan hulle dat sy koninkryk nie soos die wêreld se lyk of funksioneer nie. Hierdie is nie net 'n morele les om nederig te wees nie. Dit is eintlik 'n radikale herdefiniëring van wat mag en grootheid beteken. In Jesus se koninkryk gaan dit nie daaroor om bo te wees nie, maar juis om jouself verander te gee. En Jesus gaan nog dieper. Hy sê vir hulle, die Seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Op Palmsondag roep die mense, Hosanna, red ons nou. En hulle soek 'n koning wat hulle vyande oorwin. Hulle soek mag, hulle soek onmiddellike verandering in hulle eie situasies. Maar Jesus bied iets anders. Hy is 'n koning wat dien, lei en sy lewe gee. En baie mense, selfs sy eie disippels, was nie reg vir daardie tipe koning nie. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat U nie gekom het om oor mense te heers, soos die wêreld doen nie, maar om te dien en U lewe te gee vir ons almal. Here, vergewe my waar
ek U probeer inpas by my eie verwagtinge. Leer my om U werklik te volg op die pad van nederigheid en diens. Vorm my hart om soos U te wees. Amen.